sy unieke manier en op sy liefdevolle manier met ons besig is en met ons praat. Ons toetrede lied vanoggend is Psalm 5, verse 1, 3 en 5. Ons bly dan staan vir die foto met die seën en dan is ons lofsang daarna Psalm 146, verse 1, 3 en 4. Toetrede lied Psalm 5, verse 1, 3 en 5. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, God se wet, hy is liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40. En een van hulle, 'n wetsgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die sing van Gesang 240 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 verse 9 en 10. As jy in die mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En in die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Vonk 404 verse 3, 4 en 5.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend is uit Johannes 15. Ons gaan lees vanaf vers 18 tot 21. En die opskrif by hierdie gedeelte is ook wat die tema van vanoggend se prediking is. Die wêreld sal julle haat. Johannes 15 vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. Maar hulle sal dit alles aan julle doen, omdat julle my naam bely, en hulle hom nie ken, wat my gestuur het nie. Ons lees tot sover. 'n Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Gemeente, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil word voor U. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees om U te aanbid, om ons skuld te bely, te hoor van U genade, U naam te loof en te prys. Dankie Here dat ons ook vanoggend 'n boodskap kan hoor uit U woord uit. Wanneer ons dit so bely, dat vanoggend se boodskap uit U woord uitkom, dan bely ons daarmee saam ook, Here, dat U self deur U woord en gees hier aan die woord is, dat U self vanoggend hier met ons praat. En daarom, Here, het ons ook die vrymoedigheid om met U te praat. Ons het so 'n klomp dinge op ons hart wat ons wil sê en wat ons wil vra. Ons weet, Here, dat U ook deur die dood en opstanding van U Seun Jesus Christus vir ons die vrymoedigheid gegee het om met dit wat in ons gemoed lê na U toe te kom en dit aan U voete te kom neerlê. Daarom, Here, wil ons vanoggend kom dankie sê dat U gesond maak. Ons wil kom dankie sê, Here, dat U vir ons vreugdes in ons lewens gee. Maar ons wil vanoggend, Heer, ook troos kom vra. Want dit gebeur met ons almal, dat geliefdes uit ons lewens uit weggeneem word. En dan is ons seer en stikkend binne. Daarom vra ons met die vrymoedigheid wat U vir ons gegee het, dat U ook sal troos. Dat U mettertyd, Here, ook sal heel maak. Maar dat U in hierdie tyd, hulle wat hartseer is, ook sal seën met U teenwoordigheid en U nabyheid, dat hulle weet, Here, hulle hoef nie angstig rond te kyk en te soek nie. U is by hulle om te troos. Dankie dat U ons God is. Dat U almagtig is en dat ons ook by U in U almag kan kom skuil, wanneer die pad van die wêreld vir ons styl word en die draaie skerp.
Here, wil U asseblief ook dat U woord vanoggend inslag vind in ons harte, dat ons sal hoor wat U gesê word en dit nie hier sal laat nie, maar dat ons met dit verder gaan leef, dat ons dit deel van ons lewens sal maak, sodat wanneer die lewe ons toets, wanneer die wêreld daar buite ons toets, ons gereed sal wees met 'n antwoord. Ons gereed sal wees om 'n rede te kan gee aan elkeen wat van ons 'n verduideliking vra oor die hoop wat in ons lewe. Maak dit nou stil in ons, Here, en praat U vanoggend met U kinders. Amen. Gemeente, kom ons sing weer saam uit Gesang 391. En ons sing daarvan verse 1, 4 en 6. Verse 1, 4 en 6 van Gesang 391. Johannes 15 vers 18. As die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. Broers en susters, wanneer mense uitmekaar uitgaan na 'n dag se werk, of wanneer ons gesellig saam was, of dalk vir 'n tyd by mekaar gekuier het, en ons gaan uit mekaar uit, dan is die boodskap wat ons mekaar toewens altyd iets goed. Mag dit met jou goed gaan. Mag die res van die dag vir jou goed wees. Wanneer ons lank by mekaar gekuier het, en na 'n tyd teruggaan na ons huis toe, en ons weet nie hoe lank dit weer gaan wees voordat ons mekaar sien nie, dan praat ons ook daaroor. Pas jouself mooi op. Wees veilig. Kyk na mekaar. Ons sien mekaar dalk een van die dae weer. Ek glo nie iemand
van ons was al in so 'n situasie waar vriende of familie uit mekaar uitgaan en dan wens ons mekaar slegte dinge toe nie. Ons wil vir mekaar net die goeie hê. En die rede daarvoor is omdat God vir ons net goeie dinge en die beste wil hê. In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, praat Jesus met sy disippels daaroor dat hy een van die dae van hulle af weggaan. En hierdie gesprek is eintlik al 'n rukkie aan die gang. Want hy het reeds in Johannes 14 met hulle daaroor begin praat. En dan het hy vir hulle verduidelik hoe dit gaan werk. Hy het hulle daarop begin voorberei dat hy van hulle af weggaan. En hy doen dit ook op 'n manier wat so eie is aan sy aard. Hy troos hulle. Hy vertel reeds in hoofstuk 14 vir hulle dat die tyd nie meer lank is nie, dat hy van hulle af weggaan. En nou moet ons onsself vir 'n oomblik in die disipel se skoene plaas. Hulle het alles wat hulle gehad het agtergelaat en hulle het besluit om vir Jesus te volg. Hulle wou van hom leer, want hulle het besef dat Jesus vir jou dit leer wat werklik saak maak, dit wat werklik waarde het. En dit wat Jesus vir hulle geleer het, was vir hulle vreemd. En hulle het nie altyd verstaan wat dit beteken wat hy vir hulle sê nie. En dan moes hy dit telkens vir hulle verduidelik het. Tog was alles wat hy vir hulle vertel het, alles wat hy hulle geleer het, alles wat hulle by hom gesien het, wat hy doen, wat hulle by hom gehoor het, iets wat vir hulle hoop gegee het. Hy troos hulle in hoofstuk 14 en sê, hulle moenie ontsteld wees nie. Hulle moenie ontsteld wees wanneer hy hier vandaan weggaan nie, want hy gaan nie van hulle vergeet nie. Hy gaan na sy Vader toe, sy Vader wat in die hemel is, en daar gaan hy vir hulle plek gereed maak. In die huis van sy Vader, sê hy, is daar baie woonplek. Maar dis nie al wat hy gaan doen net om vir hulle plek gereed te maak nie. Wanneer hy dit klaar gedoen het, dan kom hy terug en kom hy hulle haal, dat hulle ook kan weet waar hy is. En dan sê hy vir hulle, dat hulle alreeds die pad daarheen ook ken. Hulle gaan nie vir altyd alleen wees, of sonder hom wees nie. Hy kom hulle haal, en daar gaan 'n tyd wees, wat hulle weer by mekaar is, en wat dit met hulle sal goed gaan. Nou word dit baie duidelik uit die gesprek tussen Jesus en Thomas, en later ook die gesprek tussen Jesus en Filippus, dat hulle nie verstaan wat Jesus bedoel, wanneer hy sê dat hy gaan om vir hulle plek gereed te maak, en hulle alreeds die pad daarheen ken nie. Want hulle sê vir Jesus, ons weet nie eers waarheen u gaan nie, hoe sal ons dan nou nog die pad daarheen ken? Jesus antwoord dan, as hulle hom ken, dan ken hulle ook die pad, na daarheen waar hy op pad is. Broers en susters, vir iemand wie se verwysingsraamwerk die klein wêreldjie was waarin hulle geleef het, wie se dagtaak dit was om dag na dag te gaan visvang, net bloot dat jy kan oorleef. Vir iemand wat 'n eenvoudige lewe gehad het, moes dit werklik moeilik wees om hierdie verduideliking wat Jesus gee te begryp. Die disippels ken een wêreld,
die wêreld waarin hulle leef. Hulle kry swaar hier. Hulle gaan gebuk onder die Romeinse owerheid, wat dinge vir hulle baie moeilik maak. En nou hoor hulle by Jesus van 'n wêreld waar alles anders gaan wees. 'n Wêreld waar daar vrede is. 'n Wêreld waar jy die heeltyd by God lewe en vir ewig by hom lewe. Daar's nie meer 'n afstand tussen jou en God in terme van jy woon op die aarde en God is daar bo in die hemel waar 'n mens nie kan uitkom nie. Wanneer Petrus te kenne gee dat hy saam met Jesus wil gaan, dan antwoord Jesus hom: waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy kan. Natuurlik sou dit vir die disippels moeilik wees om dit te verstaan. En daarom verduidelik Jesus dit vir hulle met groot geduld, want hy wil hê hulle moet verstaan dat dit anders is om op 'n plek te leef waar jy by God is en nie meer aan hierdie wêreld vasgemaak is nie. Hy vertel vir hulle 'n gelykenis. Gebruik 'n beeld uit hulle wêreld uit wat hulle verstaan om hierdie moeilike konsep van die koninkryk van God vir hulle te verduidelik. Jesus sê, hy is die wingerdstok. Sy disippels is die lote. Wanneer hulle by hom bly, wanneer hulle vas aan hom bly, alleen dan kan hulle vrugte dra. En dan kan hulle ook seker wees dat God hulle reg sal snoei, want hy is die boer wat sorg vir hierdie wingerd. Hy sal hulle so reg snoei, dat hulle eendag ook kan wees waarheen Jesus nou op pad is. En dan troos Jesus verder. En hy sê vir hulle moet mekaar lief hê, soos wat hy hulle liefhet. Daar's geen groter liefde as iemand wat bereid is om sy lewe vir sy vriende af te lê nie. En dit gaan Jesus doen. Sy lyding en sy dood staan voor die deur. Dit wag vir hom. En daarom troos hy sy disippels, dat hulle ook eendag sal wees waar hy nou heen gaan. Jesus gaan van hulle af weg, en wat hy vir hulle sê, pas by dit wat jy vir iemand sê, wanneer jy van hom of haar af weggaan. Hy wens hulle nie net die goeie toe nie, maar hy beloof ook aan hulle die goeie. Ek kom terug, en dan sal ek julle kom haal, dat julle ook kan wees waar ek is. Maar broers en susters, net daarna sê Jesus vir hulle iets, wat 'n mens nie verwag nie. Dis nie iets wat jy vir iemand sê, wanneer jy uitmekaar uitgaan nie. Die wêreld sal julle haat. Dit wil die disippels nie hoor nie. Jesus is eerlik. En hy sê reguit vir hulle hoe dit gaan wees, totdat hulle beurt die dag aanbreek, om ook daar te wees waarheen hy op pad is. Dit is duidelik, dat die plek waarheen Jesus op pad is, en die plek waar sy disippels nou leef, twee verskillende plekke is. Waar die disippels nou leef, is haat aan die orde van die dag. Dis nie iets vreemd daar nie. Waar Jesus heen op pad is daar nie haat nie. Daar is net liefde. Haat is deel van hierdie wêreld waarin ons leef. En die rede vir hierdie haat is jaloesie
gulsigheid, na geld en na mag. En mense wat hulle self wil handhaaf. Mense wat dink dat hulle self belangriker is as enige iets anders. Ook Jesus is gehaat in hierdie wêreld waarin hy geleef het en waarin ons nou leef. Ons het so 'n paar weke gelede in die prediking gehoor dat Jesus se lyding eintlik sy hele lewe lank was. Dat sy lyding nie begin het die donderdag aand toe hy gevange geneem is in die tuin van Getsemane en gestop het die Vrydag toe hy gesterf het nie. Kort na sy geboorte moes hy vlug saam met sy ouers Egipte toe, omdat hy so gehaat is deur koning Herodes, dat hy vir Jesus wou doodmaak, want hy het hom gesien as 'n bedreiging vir sy mag. Herodes alleen wil die mag hê. Hy alleen wil besluit wat gebeur en wat nie, wat is reg en wat is verkeerd. Daarom haat hy hierdie nuwe koning wat gebore is soveel, dat hy hom gaan doodmaak, om sy eie mag te kan behou. Jesus maak mense gesond, op 'n manier wat anders is, as wat die wêreld dink en doen. Vir die wêreld moet alles sin maak. As jy siek is en jy maak dit, moet ek hierdie en hierdie behandeling vir jou gee, dat jy kan gesond word. En dit vat tyd. Jesus doen dit anders. Hy sê vir 'n verlamde man, staan op, vat jou bed en loop. Vir 10 melaatse man sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Gaan wys vir die priesters dat julle rein is, en op pad daarheen word hulle gesond. Wanneer die Romeinse offisier by Jesus aankom en vra, maak asseblief my kind gesond, en die kind is nie hier nie, die kind is by die huis, dan sê Jesus vir hom, gaan huis toe. Jou kind is gesond. Jesus gee nie vir hulle elkeen mediese behandeling nie. Hy sê net 'n woord en dit gebeur. En daarvoor, broers en susters, is hy gehaat. Want hoeveel eer en aansien het hy nie weggeneem van mense wat ander gesond maak en daarom deur die samelewing op 'n troontjie gestel is nie. Elke keer wanneer Jesus iemand gesond maak, dan gee hy aan God die eer. Hy vat dit nie vir homself nie. Hy sê dat hy die brood is, wat uit die hemel uitkom en die lewe gee tot in alle ewigheid. Daarvoor is hy gehaat. Hy's beskuldig van godslastering. Hoe kan hy so iets sê? Hoe kan hy maak of hy wat maar 'n gewone mens in die onderste vlak van die samelewing is, hoe kan hy maak dat hy so baie van God weet en dat hy vir God so goed ken? Die Fariseërs, die skrifgeleerdes het gemeen, hulle is die enigstes wat vir God so goed ken om vir die mense te kan kom leer wat God van jou vra. Om vir die mense te kan kom verduidelik wat God in sy woord bedoel. En daarom lok hierdie Fariseërs die hele tyd vir Jesus uit, met strydgesprekke, dat hulle iets teen hom kan kry waarvan hulle hom kan aankla, polities of godsdienstig, en dan weet hulle, dit sal sy einde beteken. Toe die hoëpriester tydens Jesus se verhoor vir hom vra, of hy werklik die seun van God is, die Christus, toe antwoord Jesus, dat hy is. En hy gaan verder, en hy vertel vir die Joodse raad ook, dat hy aan die regterhand van God gaan sit in die hemel.
En daarvoor haat hulle hom, want hy het hulle eer weggeneem. Skielik besef die mense dat die godsdienstige leiers van Israel hulle bedrieg het, en dat Jesus eintlik vir hulle kom vertel het wat dit is wat God van 'n mens vra. Jesus het met die waarheid vorendag gekom. Daarvoor haat die Joodse raad hom. Die Joodse priesters, veral die hoëpriester, het van die Romeinse owerheid die vergunning gekry om hierdie posisies te beklee. Hulle was steeds ondergeskik aan die Romeinse owerheid, en daarom was hulle eintlik Rome se skoothondjies. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om vir Rome tevrede te hou. Hulle het gesê hulle sal die orde handhaaf onder die Jode en in die tempel. En hulle sal dit doen op 'n manier waarmee Rome tevrede sou wees. En dis nog 'n rede waarom die godsdienstige leiers so teen Jesus te velde getrek het, toe hy sê dat hy die seun van God is. Vir die Romeine was alleen die Romeinse keiser die seun van God genoem, omdat daar geglo is, een van die Romeinse afgode is die pa van die keiser. En wanneer enige iemand anders daarop sou aanspraak maak, dat hy die seun van God is, dan stel hy homself gelyk aan die Romeinse keiser. Hy sê hy het net soveel gesag en mag, soos wat die keiser van Rome het, en vir so 'n persoon kon dit die doodstraf beteken. Vir die Joodse priesters, veral die hoëpriesters, sou dit beteken dat hy die vergunning wat Rome aan hom gemaak het om as hoëpriester te kan optree, sou verloor. Hy sou sy mag, sy gesag en al sy aardse rykdom verloor het. En dis dan ook deel van die rede waarom die hoëpriester so kwaad geword het tydens Jesus se verhoor en hom gehaat het. Jesus is gehaat, broers en susters, omdat hy vir mense kom wys het, nie net kom vertel het nie, kom wys het hoe God se liefde lyk. En dat hy hulle kom leer het dat God se liefde nie iets is wat jy vir jouself hou nie, maar jy gaan deel dit met ander. Want dis die enigste manier wat God van jou vra om te lewe. Wat hy van jou vra, was vir die meeste van hulle wat in magsposisies is, nie belangrik nie. En daarom was dit wat die wêreld vra, hierdie mense se maatstaf. Nie wat God van hulle vra nie. Jesus is gehaat, omdat hy nie skaam was, of bang was, om op te staan vir hulle wat veronreg word nie. Hy's gehaat, omdat hy nie skaam was om te sê, wat God werklik van mense verwag nie. Hy's gehaat, omdat hy bereid was, om hulle wat in selfgemaakte magsposisies was aan te vat, en vir hulle duidelik te sê, dat hulle van mense wat God se skepsels is, misbruik maak, en dat die sogenaamde liefde, wat hulle uitleef, nie werklik liefde is nie. Hy's gehaat, omdat hy kom wys het, as jy werklik vir God lief is, as jy werklik aan God gehoorsaam wil wees, jy ander mense gaan dien, en dat jy nie self die heeltyd gedien wil word nie. Hy's gehaat, omdat hy nie geskroom het om vir hulle te sê, dat hulle nie werklik vir God ken nie.
en dat hulle eintlik 'n klomp onwaarhede oor God leer vir ander mense. As die wêreld vir hom wat van God gestuur is, hy wat self God was, hy wat kom dien het, as die wêreld hom gehaat het, hoekom sal die wêreld sy kinders wat gehoorsaam aan hom leef, nie ook haat nie? Ja, Jesus het wel vir sy disippels iets gesê, wat 'n mens nie wil hoor wanneer jy uitmekaar uitgaan nie. Die wêreld sal julle haat. Maar gelukkig, broers en susters, stop dit nie hier nie. Want Jesus se dood en sy opstanding uit die dood is vir elke kind van God die troos dat dit maar reg is. Laat die wêreld my maar haat. Dis reg. Hoekom? Want ons het ook 'n troos wat ons kan laat hoop, omdat ons weet die belangrikste ding is nie wat hierdie wêreld aan 'n mens doen nie, of dit wat hierdie wêreld van 'n mens vra nie. Ons het iets. Ons as God se kinders het iets wat hierdie wêreld nie vir ons kan gee nie. Dis iets wat alleen God vir ons kan gee op grond van die lyding en dood van Jesus Christus en ook deur sy opstanding. Want daardeur, soos wat Hebreërs dit sê, het Jesus vir ons die pad na God toe oopgemaak. En kan elkeen van ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Hoe mooi pas dit wat Paulus in Romeine 8 skryf, nie ook hierby aan nie. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele of bose magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar vir ons is, in Christus Jesus, ons Here. Omdat God in Jesus Christus se dood en opstanding vir ons die hoop gegee het, iets gegee het om na uit te sien, is dit reg. Laat die wêreld ons maar haat, wanneer ons opstaan vir hulle wat onregverdig behandel word. Gaan praat vir hulle wat nie 'n stem het nie. Laat die wêreld ons maar haat, wanneer ons standpunt inneem vir ons geloof, wat volgens hoeveel mense, wat op 'n stadium dalk ook kerkmense was, afgemaak word as 'n sprookieverhaal. 'n Verhaal waarmee ons maar net onsself mee wil troos. Laat die wêreld ons maar spot, omdat ons kinders doop en by die nagmaaltafel kom aansit. Laat die wêreld ons maar spot, broers en susters, omdat dit vir ons belangrik is om deel van die kerk te wees. Laat die kinders by die skool my maar spot, omdat dit vir my belangrik is om Sondag kategese toe te kom en te aanbid op die manier wat ek dit doen. Laat die wêreld my maar spot. Laat die wêreld my maar haat, omdat ek mense teregwys wanneer hulle die naam van die Here misbruik. Dis reg, geliefdes. Laat die wêreld my maar spot. Laat die wêreld maar vir my lag. Laat die wêreld my maar haat. My dalk uitskuif oor al hierdie dinge. Want wanneer dit gebeur, wanneer die wêreld my haat en my uitskuif, dan het ek die versekering
dat ek op die regte pad is. Dat ek 'n lewe leef waarmee God tevrede is. Dat ek iets het om na uit te sien. 'n Ewige lewe by God. Dit alles het ek omdat Jesus Christus my straf op hom geneem het, en in my plek gesterf het, waardeur hy vir my die pad na God toe oopgemaak het, en vir my vrymoedigheid gegee het, dat ek met enige iets in my gemoed na hom toe kan gaan. Al haat die wêreld jou, daar is altyd hoop, want God is lief vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ons in Jesus Christus uitgekies het om nie deel van hierdie wêreld meer te wees nie. Dat ons kan hoop op 'n nuwe wêreld en 'n nuwe lewe waar daar net liefde sal wees. Here, ons het elkeen al ervaar hoe hierdie wêreld ons haat, omdat ons hoop en ons toekoms bou op dit wat U ons beloof, op dit wat U vir ons in die vooruitsig stel, en nie dit wat hierdie wêreld vir ons beloof nie, of kan bied nie. Geef vir ons die krag, Here, om te leef soos wat U wil hê ons moet. Help ons om in hierdie wêreld te lewe, sonder om van hierdie wêreld te word. Want 'n kind van U is anders as hierdie wêreld. Ons haat nie, ons het mekaar lief. Ons hou nie boek van die kwaad nie. Ons het ons vyande lief. Ons lewe soos wat U van ons vra, en nie soos wat die wêreld van ons vra nie. Help ons, Here, dat ons ook daar waar ons gehaat word deur die wêreld, sal besef dat U ons lief het, en dat U liefde ontelbaar meer weeg as die haat wat ons soms uit hierdie wêreld uitkry. Wil U hand oor ons hou in die week wat voorlê, waar dit vir sommiges van ons 'n moeilike week is. Vra ons, Here, dat U ook sal troos en by hulle sal wees. Vergewe ons genadiglik vir daar waar ons ongehoorsaam is en leef soos wat die wêreld van ons vra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons slotsang is gesang 393. Ons sing die eerste en die derde vers daarvan. Dan bly ons staan vir die seëngroet, en ons wegsendingslied is dan vonk 16, wat ons tweemaal gaan deursing. Nou eers gesang 393, verse 1 en 3.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.